Handelinge 17 vers 26 sê dat die Here al die nasies uit een mens gemaak het. Belangrik om raak te sien dat die Bybel nooit oor velkleur praat nie, maar oor verskillende nasies en volke. Waar kom die verskillende rasse dan vandaan? Is dit soos van die voorstanders van evolusie sê, dat sommige rasse op 'n laer vorm van evolusie is en dus nog minder mens is? Die antwoord is nee. Die Bybel sê almal kom uit een bloed, uit Adam en Eva. Daar is dus net een ras, die mensras. Melk is wit. Mense se velkleur is skakerings van bruin, van baie lig tot baie donkerbruin. Velkleur word deur melanien veroorsaak. Hoe meer melanien jou liggaam vervaardig, hoe donkerder sal jou vel wees. Wanneer bevrugting plaasvind, is al die inligting reeds daar oor hoe die mens uiteindelik gaan lyk. Die vraag is wat die pa en wat die ma se gene vir die bevrugte eiersel gaan sê oor hoe donker die vel van die kind moet wees. As pa en ma baie melanien vervaardig, sal die kind baie donkerder wees. As pa en ma se gene verskillende opdragte gee, mag die kind ligter van kleur wees. Adam en Eva was waarskynlik middelbruin, wat aan die kinders die vermoë gegee het om meer of minder melanien te vervaardig. Hul kinders kon dus tussen dit wat ons vandag as wit en swart sien wees. Efesiërs 2 vers 14 sê dat Jesus Christus die vyandskap wat daar tussen volke was afgebreek het. In Christus word alle gelowiges een, die volk van God. Is jy seker dat jy deur Christus deel is van die volk van God, waar dit net oor Christus gaan?